Hallo julle, ons gaan nou kyk na kwadratiese drieterms. OK, mense wat julle nou reeds moet weet, nie? Julle weet faktorisering is wat ons van die antwoorde na die hakies toe gaan beweeg. So, as jy faktoriseer, moet daar altyd hakies in jou antwoord oorbly. Nou mense, wat jy altyd gedoen het, as jy hierdie hakies gesien het en jy moet hom nou vereenvoudig, het julle altyd dit mos uitgemaal. OK, so jy het gesê x maal x gee vir my x kwadraat plus 2x plus 3x plus 6. Nou, 2x plus 3x gee vir my 5x. So dit is x kwadraat plus 5x plus 6. So hou dit in gedagte. So nou gaan ons van hierdie drieterm na die hakies. Sien julle, ons 1, 2, 3 term. Nou mense, kwadratiese drieterm bestaan uit 3 terme. Dit sê dit in die naam. Dit ontbind altyd in 2 hakies, soos hierso. OK, so ontbind altyd in 2 hakies. Onthou, dis nie soos verskil van vierkante wat 1 hakie plus en 1 hakie altyd 'n minus is nie. Dit gaan verskil, so ons gaan nou die tekens moet leer. Nou mense, 'n drieterm, jy moet altyd dit in standaardvorm skryf. OK. So die standaardvorm van 'n drieterm is x kwadraat plus 5x plus 6. So dit is jou kwadraat, dan is dit net nou x wat tot die mag 1 is en dan is dit jou konstante of jou getal. So dis altyd makliker om dit altyd eers in standaardvorm te skryf. Nou oukies, die tekens gaan jy moet leer. OK, dit is nie verstaanwerk nie, dis leerwerk. Nou as my drieterm hierso 'n plus en 'n plus is, gaan my hakies altyd ontbind in 'n plus en 'n plus. OK. As my tekens hierso 'n minus en 'n plus is, soos hierso, minus en 'n plus, is my hakies minus, minus. OK. As my hakies hierso 'n plus en 'n minus is, nee, dan gaan my hakies ontbind in 'n plus en 'n minus, maar die grootste term kry die plus. OK. Die grootste term kry die plus. En as my tekens hierso 'n minus en 'n minus is, ontbind my hakies ook in 'n plus en 'n minus, maar die grootste ene kry dan die minus, nie? So, dit is basies jou tekenreël. So as jy nou kan aflei nie, as jou tweede of jou derde term of jou tweede teken nie, dis 'n plus is, dan is die hakies dieselfde. As dit daar 'n minus is my twee hakies verskillend. So mense, met 3 terme is daar 2 maniere wat jy dit kan doen. Ek sal vir jou al 2 maniere wys. Jy kan vir jou kyk wat sins vir jou die maklik is. Nou hier is die eerste metode. Hierdie metode werk baie maklik as dit hierdie tipe 3 terme is, maar sodra jy koëffisiënt hier begin kry, gaan dit begin moeiliker raak. Veral as dit nou eers by graad 10, 11 en 12 ensovoorts kom. OK. Nou, wat ek gaan doen is, jou getal hierso, jou konstante sê, jy moet altyd jou faktore kry van jou konstante, nie? So wat is my faktore van 6? Dis 1 maal 6 en 2 maal 3. Of 3 maal 2 of 6 maal 1, maak nie saak nie. OK. So dis my faktore. Nou sê hierdie teken vir my wat ek met my faktore moet doen. So ek moet my faktore bymekaar tel om die middelste term te kry. So 1 plus 6 gee vir my 7, so ek gaan hom nie gebruik nie, want hy gee nie vir my 5 nie. 2 plus 3 gee vir my 5. So, hy 2 kom in een hakie, 3 kom in die ander hakie. Nou, x kwadraat, wat gee vir my x kwadraat? Dis x maal x. So, hy kry x maal x. My tekens hierso is plus, plus, so my hakies natuurlik moet ook plus, plus wees. OK. As ek gaan uitmaal vir eenvoudig, kry ek weer my 3 term daarbo. Is julle nog reg? Nou kom ons kyk hierso.
Weer eens, wat is my faktore van 6? By mekaar getal gee vir my 5. Dis weer 2 en 3, nee? Maar nou moet ek mooi kyk. X, wat gee vir my x kwadraat? X maal, x gee vir my x kwadraat. Wat gee vir my 6? 2 maal 3 gee vir my 6 en 2 plus 3 gee vir my 5. Maar my tekens hierso is minus plus, so my hakkies moet minus wees. As hierdie teken plus is, dan weet jy jou tekens is presies dieselfde. Kom ons kyk na die volgende ene. Dit is weer 'n 3 term, maar is in standaard vorm. So hy is in 'n standaard vorm. Nou kom ons ombind. Wat gee vir my x kwadraat? X maal x. Nou, wat is my faktore van 6? Is 1 maal 6 en 2 maal 3. So watter vir my faktore van mekaar afgetrek gee vir my 5. 1 minus 6 gee vir my 5. So in die hakkie kom daar 1 en die ander hakkie kom daar 'n 6. My tekens hierso is minus. Onthou julle in die vorige wat ek geskryf het hierso minus, maar die grootste een kry die minus. So wat se een is groter, die 6 of die 1? Die 6. So hy kry die minus, daar ene kry die plus. Kom ons kyk na die volgende ene. 3 term, nee? So hy ombind in 2 hakies. Nou kyk ek. Wat is my faktore van 6? Soos 1 maal 6 en 2 maal 3. So watter vir my faktore van mekaar afgetrek gee vir my 5. So dit is 1 en 6. X maal x gee vir my x kwadraat. Nou weet ek hierso is my teken plus minus. Onthou in die vorige wat ek vir julle gesê het, dan kry die grootste een die plus. So daar sy. So die grootste een kry nou die plus en daai ene kry die minus. Ons probeer die volgende ene. Wat is my faktore van 12? Soos 1 maal 12, 2 maal 16, 3 maal 4. So ek weer is 'n 3 term, my ombind in 2 hakies. Hier is 'n x kwadraat, so daar moet 'n x in voor in al my hakies wees, want x maal x gee vir my x kwadraat. Nou watter van my faktore by mekaar getel gee vir my 7. 1 plus 12 gee vir my 13, so dis nie hy nie. 2 plus 6 gee vir my 8, so dis nie hy nie. 3 plus 4 gee vir my 7. So dis 'n 3 en 4 kom in die hakie, want 3 maal 4 gee vir my 12 en 3 plus 4 gee vir my 7. My tekens hierso is minus plus, so ek weet my hakies moet minus wees. Kom ons kyk na die volgende ene. Nou, x kwadraat is xx. Wat is my faktore van 15? 1 maal 15, 3 maal 5. So watter van my faktore by mekaar getel gee vir my 8? 3 en 5. 3 maal 5 gee vir my 15 en 3 plus 5 gee vir my 8. Maar hier is my tekens minus plus, so ek weet my hakies moet minus wees. Ok mense, dis 3 term in kort, maar dis nou jou eerste metode wat jy kan hom so doen. Dit is 'n baie maklike metode as jy jou tekens in goed ken, maar ek gaan nou vir julle nommer 2 wys. En dit is naamlik die kruismetode. Ekskuus tog. Ok, nou mense met die kruismetode werk dit altyd so. Jy teken vir jouself 'n kruisie. Nou hier is my eerste term hierso, x en x, gee vir my x kwadraat. Ja, so x maal x gee vir my x kwadraat. Nou kyk ek na my faktore van 6. Watter vir my faktore van 6 gee vir my 5? Dit is 3 en 2. Nou sê ek x maal 2 gee vir my 2x. X maal 3 gee vir my 3x. Nou weet ek my tekens hierso is minus plus, so my antwoord hierso moet minus 5 wees.
minus 5x. So, minus 3 en minus 2 gee vir my minus 5. Stem julle saam? So, daar kom my minus, daar kom my minus. Nou, daar is my eerste hakie, daar is my tweede hakie. So, dis x min 3, x min 2. Is julle reg? Volgende, kom ons doen weer 'n kruismetode. Okay. X maal x gee vir my x kwadraat. Nou weet ek moet minus 1x oor. Watter van my faktore van 30 gee vir my 1? Nou, ekskuus, mense, hierdie moet 'n minus wees, ek is jammer. Watter van my faktore van 30 van mekaar afgetrek gee vir my 1? Nou mense, julle moet weet, min of meer julle tafels ken, laat dit gaan 5 en 6 wees. Nou, as julle teken, as hy klein hierso is, beteken jy faktore is naby mekaar. As hy hier groter is, dan is jou faktore verder van mekaar. Of julle gaan sien, hoe meer julle hierdie goeders doen, hoe makliker gaan julle sien watter faktore gaan dit vir my gee. Nou kyk ek, watter van my faktore van 30 gee vir my 1? Kom ons probeer 5 en 6. Nee? So x maal 5 gee vir my 5x. X maal 6 gee vir my 6x. Ok. Nou weet ek moet minus 1 oorhou, so my tekens moet verskil. So plus 5 minus 6 gee vir my minus 1. So daar kom my plus, daar kom my minus, nee? Daar is my eerste hakie, daar is my tweede hakie. Dus x plus 5, x min 6. 5 maal 6 gee vir my 30, plus 5 minus 6 gee vir my minus 1. Kom ons kyk na die volgende ene. X en x gee vir my x kwadraat. Nou, watter van my faktore van mekaar afgetrek van 8 gee vir my 2? So dit is 4 en 2. So kom ons probeer 4 en 2. X maal 4 gee vir my 4x. X maal 2 gee vir my 2x. So ek weet my totale antwoord moet vir my hier minus 2 gee. 2x gee, nie? So, nou, hier's 'n minus, hier's 'n 4 en hier is 'n 2. So, my groter getal kry die minus, my kleiner een kry die plus. So, daar kom my plus, daar kom my minus, daar is my eerste hakie, daar is my tweede hakie. Nou gou ek hierso, so dis x min 4, x plus 2. Is julle reg? Kom ons kyk na die volgende ene. Weer, oor kruismetode. X, nou weet ek, watter van my faktore van 25 bymekaar gemaal gee vir my 10. Dis 5 en 5, so x maal 5 gee vir my 5x, x maal 5 gee vir my 5x. Ek weet ek moet op die ou einde 10 hê. So ek weet 5 plus 5 gee vir my 10, so albei moet positief wees. Hier is my tekens plus plus, nee? Plus plus, so daar is my eerste hakie, daar is my tweede hakie. So dis x plus 5, x plus 5. As jy wil, kan jy dit ook so skryf, x plus 5 gekwadreer. So ons twee presies van dieselfde hakies, nie? Nou mense, hierdie ene. Nou het hy koëffisiënt hiervoor. Kyk altyd eers, wat is my goue reël in wiskunde? Kry gemeenskaplike faktor. So ek haal 3 gemeenskaplik uit. Wat bly oor? X kwadraat min 5x plus 4. Ok. Nou kyk ek hierso. Weer oor kruismetode. Hier is x, want hier is my 3 term. X maal, ekskuus. Watter van my faktore van 4 bymekaar getal gee vir my 5? Dit is 4.
en 1. So x maal 4 gee vir my 4x, x maal 1 gee vir my x, so ek weet hulle albei moet minus wees, ekskuus, want ek moet hier minus 5 oorhou nie, so dan is dit 3 maal x, wat is my eerste hakie, is my tweede hakie, so is x min 4, x min 1. Mense, as jy ook 'n vraag kry, julle gaan vra, kan ek daai twee hakies omruil? Ja, julle kan. Sorg net dat julle tekens ook reg is. Nou byvoorbeeld vir al se tekens verskil, hoor. Hierso moet ek weer gemeenskaplike faktor uithaal, wat bly oor? X kwadraat min 2x plus 1. OK, hierdie hakie ombind in x min 1, x min 1. As jy wil, kan jy hom so ook skryf, x min 1 hakie gekwadreer. OK mense, dit is jou 3 terme. Kyk hierdie video weer, kyk wat die metode wat vir jou beter werk. Hierdie kruismetode werk lekkerder as julle, veral as julle in graad 10 koëffisiënte hiervoor gaan kry. OK mense, hier is julle huiswerk. Dis 'n afgerolde papier wat ek vir julle wat ek vir julle moes gegee het. Nou met alles wat nou gebeur het, kon ek nou nie, maar ek sal vir julle op die groep sit. En in die platinum in julle handboek, oefening 16.5, so nommer 4 asseblief. OK, julle starte. Dis 115 somme, dit behoort julle redelike rukkie besig te hou. Ek sal oor 'n paar dagies vir julle die memo opsit. Starte julle, lekkere aand.